Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdae biduur geleentheid. Ons leef in 'n tyd waarin kwaad en duisternis en chaos rondom ons toenemend erger word. Jy hoef nie te gaan soek om te weet dat hierdie 'n ware uitspraak is nie. Ons sien onreg en ongeregtigheid en die bose steek sy kop uit in ons dorpe, in ons gemeenskappe, by ons werkplekke, ons kinders se skole, ja, selfs in ons kerke. Ons hoor dit in die nuus en ons sien dit gepluister op die voorblaaie van ons weeksblaaie en ons koerante. Ons sien hoe die morele waardes van 'n eens gelowige land en gemeenskap, hoe dit agteruit gaan en hoe onreg seevier. Hoe die bose skynbaar hoogbloei geniet. En hoe hopeloosheid vir 'n gelowige amper half 'n toekomsverwagting word in ons land, in hierdie wêreld. Wat sal ons maak en wat gaan ons kinders maak? Dalk weerspieël ietsie hiervan in Dawid se eie woorde in die 11de Psalm wat hy vir ons neerpen. 'n gevoel van hopeloosheid, wanneer die psalmis uitroep, as die fondasie, as die grondslag, as dit afgebreek word, as dit weggeneem word, as dit omgegooi word, wat kan 'n regverdige dan nou nog doen? Kom ons hoor hoe Dawid in die 11de Psalm ook vanaand na die Here toe uitroep en 'n belydenis van afhanklikheid voor die Here kom maak. Dalk leer ons ietsie in die psalmis se woorde, ook vir ons, ook vir hierdie tyd. Die psalmis skryf: By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug soos 'n voël na die berge? Want kyk, die goddeloses span 'n boog. Hulle sit hulle pyle op die boogsnaar om in die donker op die opregtes van hart te skiet. As die fondamente afgebreek word, omgegooi word, wat kan 'n regverdige dan doen? Die Here is in sy heilige paleis. Die Here is in die hemel, in die hemel is sy troon. Sy oë sien en sy blik toets die mensekinders. Die Here regverdige toets hy, maar in 'n goddelose en iemand wat geweld liefhet, het hy, die Here, 'n weersin. Hy laat gloeiende kole op goddeloses neerreën, vuur en swaal en 'n verskroeiende wind. Dit is wat hulle toekom. Dit is hulle beker, hulle deel. Want regverdig is die Here. Hy het geregtigheid lief. Opregtes sal sy teenwoordigheid ervaar. Amen. Uit hierdie psalm kom die volgende gedagtes baie duidelik na vore. Die Here laat ons en ook vir Dawid wat hierdie psalm skryf, wat hierdie wonderlike uitroep, hierdie kreet tot die Here rig, nie in wanhoop bly nie.
Hy beloof dat in die toekoms kom daar 'n gebeure, 'n verlossende gebeure. 'n Oomblik wanneer hy, die Here, in sal tree, wanneer hy ons duisternis in lig sal verander, deurdat die lig sal deurbreek in 'n donker wêreld. Dat hy deur die persoon en die werk van sy seun uit die nageslag van Dawid die oorwinning sal kom behaal en ons daarin sal laat deel. Die lig sal na die wêreld toe kom en die duisternis sal dit nie kan uitdoof nie. God sien en hy weet alles. Hy weet waardeur Dawid gaan. Hy weet waardeur die volk gaan. Hy weet waardeur ek en jy gaan. Ook hier en nou is hy nie onbewus van jou omstandighede nie. Niks is vir hom versteek nie. Al lyk dit vir ons of kwaad en die bose, of dit onbeperk voortgaan en asof dit besig is om die oorwinning te behaal, wil die Here ons tot rus roep. Wil hy vir Dawid ook kalm maak deur die woorde van sy eie gees wat vir Dawid herinner dat die Here reg en geregtigheid liefhet en dat sy reg en geregtigheid sal seëvier. Die kwaad sal nie vir altyd heers nie. Hy sal vir ons vrede bring. Hy sal vir ons die lig word en wees waarin ons kan wandel. En in hierdie lig kan die duisternis nie die oorhand kry nie. Lydenstyd is 'n tyd waarin ons weer diep bewus raak hiervan. Ons dink aan die Here Jesus se eie lyding. Ons dink aan die donkerte wat hy ingegaan het, die duisternis van die graf in my plek. Ons onthou dat selfs die son uitgedoof was terwyl hy daar aan die kruis gehang het. Maar die Sondagoggend, daardie Paasoggend, het die lig nuut deurgebreek. En die kruis wat ons oortuig van God se liefde en dit vir ons wys, dit staan langs, bo-oor, saam met 'n leë graf, waaruit die lig skyn. Toe die son daardie Sondagmôre breek, was dit 'n verklaring van God se oorwinning oor alle duisternis. Ook dit wat jy vandag mag beleef. Geliefdes, ons word opgeroep en herinner dat as ons by God skuil, as ons na hom toe kom, met ons laste, met ons swaar kry, met ons twyfel en ons kommer, dat hy ons sal vertroos. Dat hy ons, soos Dawid, sal herinner dat hy die oorwinning behaal het. Dat hy die oorwinning bring wanneer hy ook terugkeer. Ons word herinner, soos ons verlede week ook gehoor het, dat ons nie heldhaftig of indrukwekkend hoef op te tree nie. Ons kan eenvoudig bly vertrou, eenvoudig in geloof, in afhanklikheid bly leef. Eenvoudig gehoorsaam bly aan wat hy van ons vra. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ons word herinner dat soos Dawid ons na God toe moet kom in gebed,
en vir hom kan kom en moet kom vra, en moet kom dankie sê, en moet glo, dat wat hy vir ons beloof het, wat hy vir ons gebring het in die lig van Jesus Christus, ook vir ons is. Dalk moet ons net weer onthou, dat selfs wanneer dinge vir ons te veel lyk, wanneer dinge in die wêreld buite beheer is, dat hy op die troon sit, en vandaar sal terugkeer, om te oordeel, ja, maar ook om sy finale oorwinning te kom aankondig, oor die dood, en die hel, en die duisternis. Mag ons lewe in daardie lig. Amen. Ons het 'n paar sake waarvoor ons baie spesifiek gaan bid vanaand. En ek wil vra dat u daar waar u is, dalk as gesin, dalk as vriende en familie, dalk as u op die eie, vanaand saam met ons sal bid vir 'n wêreld waarin dit op hierdie stadium lyk asof chaos en die magte van die duisternis die oorhand vier. Mag ons as kerk, as gelowiges, die Here se lig weerkaats en hoop bring, instrumente van hoop word in 'n duister wêreld. Mag ons ook as gelowiges, en ons bid daarvoor, moed hou. Mag ons geloof staande bly, en dit op die rots, nie omdat ons geloof so sterk is nie, maar omdat hy so sterk is. En mag dit oorgaan in aktiewe toewyding en diensbaarheid aan hom en aan ons naaste. Ons bid vanaand vir slagoffers, die slagoffers van geweld en ongeregtigheid. Dit is 'n moeilike saak om aan te dink selfs. Maar kom ons bid vir die wat in moeilike omstandighede is. Die wat nodig het dat die lig van God se hoop, die hoop wat hy vir ons gee, ook vir hulle sal deurbreek. Natuurlik is dit ook van toepassing op die wat siek is, die wat swak is, die wat in die hospitale verkeer. Ons het 'n lang lys gebedsname oor die laaste paar weke voorgehou. Ons bid steeds dat die Here volkome en volledig sal genesing en heling bring. Dalk is daar ook 'n saak van siekte waarvoor jy wil intree in gebed vanaand. Dink aan hierdie mense in vertroue dat die Here ook daaroor die oorwinning kan behaal. Ons bid natuurlik vir ons gesinne en vir ons jeug en vir ons kinders in die gemeente en ons gemeenskap. Hierdie tyd van vakansie en die tyd voor Paasfees is 'n tyd wat ons het om so bietjie ekstra aandag aan mekaar te gee. Mag ons hierdie tyd gebruik en reg aanwend. En mag ons dit aangryp om ook weer as geliefdes in 'n kleinere gesinsband na mekaar toe te nader. Natuurlik ook in hierdie tyd van vakansie, soos ons verlede week ook gesê het, dink ons aan ons jeug. Ons bid vir hulle, dat die Here hulle sal beskerm en sal bewaar, waar hulle self ook mag vind in hierdie vakansietyd. Ons bid vir ons evangelisasie aksies en ons sending aksies en die getuienis wat uitgaan in die wêreld. Mag die lig van God se woord, mag dit in die duisternis lig bring. En laastens, na aanleiding van alles wat ons ook die week in die koerante gehoor het en gelees het, bid ons steeds spesifiek met Psalm 11 in gedagte vir die kerk en vir die koninkryk van God. Mag die Here
self die hoof van sy kerk wees, hoe ons hom aanbid. Hy is dit, maar mag ons dit erken, en mag ons hom aanbid daarvoor. En mag die kerk gebruik word deur die Here, deur sy Gees, om die koninkryk ook te laat kom. Dis die spesifieke sake waarvoor ons gaan bid, maar ek wil tog vir ons afsluit vanaand ook in gebed, en ek vra dat ons hoofde sal buig, dan bid ons saam. Hemelse Vader, wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, word ons soms oorweldig deur die duisternis wat op ons toesak, die kwaad en die chaos wat skynbaar daar buite heers. Dankie dat U steeds op die troon sit. Dankie dat U dit alles sien en dat U ingegryp het in die duisternis en ingetree het in die duisternis deur U eie seun wat lig in die duisternis kom word het en kom bring het. Gee dat ons moedvol, standvastig in ons geloof, sonder vrees, sonder om moedeloos te word, sal aanhou vertrou op wat hy vir ons kom doen het en wie hy is. Help ons om altyd te onthou dat selfs in die donkerste tye ons nie hoef bang te wees nie. Dat hy steeds regeer en reeds oorwin het. En dat hy beloof het om terug te keer. Om alles te kom heel maak, om alles te kom reg maak, wat die sonde hier gebreek het. Laat ons lewens sy lig weerspieël en weerkaats in hierdie wêreld, Heer. Mag U koninkryk kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen.